Hallo daar. Weet jy, afknouery is 'n regtig groot en ernstige probleem. Maar, en hier's die goeie les, jy het 'n ongelooflike kragtige wapen daarteen en dis om jou regte te ken. In hierdie sessie gaan ons presies daarna kyk. Ons gaan verstaan wat afknouery is en hoe jou kennis van jou regte jou kan help om dit vergoed te stop. So, kom ons spring weg. Ken jy daai gevoel, daai knop in jou maag of daai gevoel dat jy heeltemal alleen is, selfs al is daar honderde mense om jou? Dis 'n gevoel wat so baie mense ongelukkig ken. As dit enigins bekend klink, dan is hierdie spesifiek vir jou, want om te weet jy is nie alleen nie, dis die heel eerste belangrike stap. Die volgende een is om te verstaan wat presies aan die gang is. Goed, kom ons begin by die begin. Wat presies is afknouery nou eintlik? Want sien, om 'n probleem op te los, moet ons eers weet waarmee ons werk. Dis soveel meer as met 'n bietjie spot of 'n simpel argument. Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Die een woord wat jy hier moet onthou, is doelbewus. Afknouery is nooit ooit 'n ongeluk of 'n oepsie nie. Nee, dis 'n doelbewuste keuse wat iemand maak om 'n ander persoon te teiken. Hulle probeer met opset om jou te dreig, jou seer te maak of jou sleg te laat voel. En die effek daarvan? Sjoe, dis massief. Dit gaan soveel dieper as net 'n paar lelike woorde. Dit kan jou stikkend laat voel, alleen, bang en ongelooflik hartseer. En dis belangrik om te onthou, daardie gevoelens is heeltemal geldig. Niemand, maar niemand verdien om so behandel te word nie. So, die ding is, afknouery kom in verskillende forme. Fisies is natuurlik die een wat ons die maklikste raak sien. Jy weet, slaan, skop of stoot. Maar dan is daar verbale afknouery. Dis wanneer woorde soos wapens gebruik word om seer te maak. En dis net so erg. En laastens, emosionele afknouery, wat dalk die skelmste van almal is. Dis wanneer iemand jou doelbewus uitlaat of dreig om jou heeltemal alleen en geïsoleerd te laat voel. Okay, so nou verstaan ons die probleem. Dis tyd vir die oplossing. Hierdie volgende deel is jou persoonlike gereedskapskis, 'n praktiese, werkbare plan om jouself te beskerm en sterker te staan as ooit tevore. Hier is jou 4-stapplan. Dis eenvoudig, ja, maar moenie dat dit jou vrees nie. Dis ongelooflik kragtig. Alles begin met 'n ferm, kalm stop. As dit nie die ding doen nie, stap weg. Jy hoef jouself nie in daai situasie te hou nie. Om by jou vriende te wees is soos 'n natuurlike skild. En die heel belangrikste een, moet nooit stil bly nie. Om vir 'n volwassene te sê, is nie om te klik nie, dis om hulp te vra. En dit, my vriend, is die dapperste ding wat jy kan doen. Maar wag, daar is 'n selfs groter, sterker mag aan jou kant. Dis iets wat baie verder strek as net die skool se reëls. Dis letterlik ingebou in die fondasie van ons land. Kom ons praat oor jou heel beste beskerming, jou regte. Hierdie punt is ongelooflik belangrik. Om kinders te beskerm is nie net 'n goeie idee nie. Dis die wet. Suid-Afrika se grondwet is die hoogste wet in die land, het 'n spesiale deel wat net oor kinders gaan. Dit beteken jou veiligheid en jou welsyn is 'n nasionale prioriteit. Nou, om hierdie beskerming regtig te verstaan, moet ons vinnig oor 2 sleutelidees praat: regte en verantwoordelikhede. Dink daaroor soos 2 kante van dieselfde muntstuk. 'n Reg is iets wat die wet jou gee, soos die reg om veilig te wees. 'n Verantwoordelikheid is jou kant van die saak, 'n plig wat jy moet nakom. En hier's die ding, jy kan nie die een sonder die ander hê nie. Hulle werk saam. Presies. Die een kan eenvoudig nie sonder die ander een nie. Kom ek wys jou presies hoe dit alles saamwerk. Kyk net hoe direk elke reg aan 'n plig gekoppel is. Jy het die reg op opvoeding, maar jou verantwoordelikheid is om op te daag en te leer. En hier's die belangrike een. Jy het die reg om beskerm te word en jou verantwoordelikheid is om ander mense met presies dieselfde respek en omgee te behandel. En dit is hoe ons 'n einde aan afknouery bring. Wanneer almal hulle verantwoordelikheid nakom om mekaar goed te behandel, dan skep ons 'n plek waar boelies eenvoudig nie kan oorleef nie. En hierdie verantwoordelikhede is nie groot, ingewikkelde dinge nie. Dis alledaagse aksies. Om trots te wees op jouself, om dankie te sê, om die reëls te volg en die belangrikste, om ander mense te respekteer. Elkeen van hierdie dinge is soos 'n bousteen vir 'n veiliger en beter omgewing vir almal. So, as jy net een ding onthou van vandag, laat dit hierdie wees. Dink aan jou regte soos 'n onsigbare, beskermende skild. Dis altyd daar. Maar 'n skild is net so sterk soos die persoon wat dit vashou. Jou verantwoordelikhede, jou respek vir ander, jou eerlikheid, jou goeie dade, dis die krag wat daardie skild sterk en onbreekbaar maak. So, op die ou end is die ware krag nie net om jou regte te ken nie. Dis om hulle elke liewe dag met respek te gebruik. So die vraag wat ek vir jou los, is nie net wat is jou regte nie, maar eerder,
Hoe gaan jy vandag jou skuld optel en dit sterk hou? Dink daaroor. Dankie dat jy ingeskakel het.